Dis my voorreg om in opbou na Pinkster toe vandag 'n tweede boodskap oor die Heilige Gees vir jou te bring. Ek is pastoor Johan Klopper by Christensentrum AGS Elspark. My webtuiste is www.johanklop.co.za. As jy vir my e-pos wil stuur, kan jy dit stuur na johan@johanklop.co.za. Jy is baie welkom om met my te korrespondeer en met my te gesels as jy enige vrae het oor hierdie onderwerp. Nou, ons skrifgedeelte is dieselfde as in die eerste boodskap. Ek praat met jou oor die rol van die Heilige Gees. En ek lees weer vir ons 1 Johannes, of ten minste uit die Evangelie van Johannes, hoofstuk 14, vers 15 tot 18, as ook vers 26. En dit is Jesus se woorde. Jesus sê in vers 15, as julle my liefhet, sal julle my opdragte gehoorsaam. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. En dan vers 26. Die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Die woordjie Parakleet, dit val so 'n bietjie vreemd op ons ore as Afrikaans sprekende mense. Maar die woordjie beteken bloot net dit. Iemand wat geroep word om by ons te wees, om ons te help. Nou, Jesus Christus is die groot Parakleet. Want die Vader, God die Vader het hom geroep om by ons te wees, om ons te kom help. En Jesus het inderdaad gekom, en hy het ons kom help, deur aan 'n kruis vir ons sondes te sterwe. Hy het ons kom help, deur ons te kom verlos van ons sonde en van die dood. Maar Jesus het weer teruggekeer na die Vader toe. En dit was vir hom verskriklik belangrik geweest dat ons sal weet dat hy ons nie as weeskinders agterlaat nie, dat hy ons nie alleen sal los nie, maar dat hy die Vader sal vra om vir ons 'n ander Parakleet te stuur, sodat hierdie Parakleet by ons kan wees vir altyd. En hierdie ander Parakleet is die Heilige Gees. Die Heilige Gees. En jy moet verstaan dat die Heilige Gees nie anders is as wat Jesus is nie. Die Heilige Gees is net soos Jesus. Hy word daarom ook soms genoem die Gees van Christus. Om die Heilige Gees by ons te hê, is net so goed as om Jesus self by ons te hê. Maar daar is 'n belangrike verskil. En dit gaan hieroor. Jesus was vir 'n vlietende oomblik in die mensgeskiedenis by ons gewees. Sy hele lewe kan opgesom word in plus minus 33 tot 34 jaar. Dit is regtig basies maar net 'n baie kort rukkie in die mensgeskiedenis. Maar die Heilige Gees het gekom om te bly. Op Pinksterdag, bykans 2000 jaar gelede, is die Heilige Gees uitgestort. En die Gees van God is nog steeds met ons. Is nog steeds tot vandag, tot hierdie oomblik by ons. Daarom kan Paulus byvoorbeeld
sy tweede brief aan die gemeente in Korinthe afsluit met die woorde: mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die wat van die Heilige Gees, die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees. Daar's 'n baie mooi woordjie wat die gevoel van die woord gemeenskap vir ons baie mooi deurgee, en dis die Engelse woordjie fellowship. Fellowship. Paulus sê, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap, die fellowship. Hoekom? Want die Heilige Gees is hier. Hy is by ons. Mag die fellowship, die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Het jy geweet dat ek en jy kan elke dag van ons lewens in fellowship, in gemeenskap met die Heilige Gees lewe? Jesus noem die Heilige Gees die Gees van waarheid. Hoekom? Eerstens, omdat die Heilige Gees is wie hy is. Hy gee nie voor nie. Dis nie 'n valse gees nie. Daar is inderwaarheid geen valsheid in die Heilige Gees nie. Hy is die Gees van waarheid. En daarom, dit is vir ons baie belangrik, want daarom weet ons kan die Heilige Gees, die een wie Jesus vir ons gestuur het om ons te kom help, die Gees van waarheid, die een met wie ons in gemeenskap kan leef, ons kan hom vertrou. Hy word ook die Gees van waarheid genoem, want hy het gekom om ons te leer aangaande Jesus Christus. Die taak van die Heilige Gees is om Christus te verheerlik en om ons te leer aangaande Jesus Christus en ons te herinner aan alles wat Jesus gesê het. Hy is die Gees van waarheid, want alles wat hy ons leer aangaande Jesus, dit wat hy in ons harte openbaar aangaande Jesus Christus, dit wat hy in jou en in my hart laat brand oor Jesus Christus, is die waarheid. Daarom kan ons die kritiek, die stemme, die argumente van 'n ongelowige wêreld geheel en al ignoreer. Hulle stemme is nie die stem van die Gees van waarheid nie. Hulle stemme is die Gees van die anti-kris, wat ons op hierdie oomblik toenemend in ons wêreld aan die werk sien. As jy dit nie kan sien nie, is jy blind. As jy nie daarvan kennis neem, dit oral rondom jou kan hoor en kan sien nie, my vriend, word wakker. Die gees van die anti-kris is toenemend besig om te werk in hierdie wêreld. En te midde van hierdie omgewing waarin ek en jy, die konteks waarin ek en jy moet lewe, kom die Gees van die waarheid en hy leer ons aangaande Jesus Christus, en dit wat hy ons leer oor Jesus is die waarheid. Jy kan werklik al die argumente van 'n ongelowige wêreld ignoreer. Dis nie die Gees van die waarheid wat deur hulle praat nie. Die konteks van ons geleesde gedeelte maak dit ook vir ons duidelik dat die woord parakleet ook in 'n forensiese sin gebruik word. Met ander woorde, die Heilige Gees word geroep om by ons te wees, om ons te kom bystaan, om ons te kom help as 'n advokaat. Daar's net een ander plek in die Nuwe Testament waar ons die woord parakleet kry. En dit is in 1 Johannes hoofstuk 2
vers 1. En ek wil dit graag net vir jou lees. 1 Johannes hoofstuk 2 vers 1, 2020 vertaling sê, en wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus, die regverdige, as parakleet by die Vader. Wat beteken dit? As ek en jy as gelowiges hier op aarde sou struikel, sou sondig, sou optree op maniere wat skade bring by ander mense, dan het ons Jesus in die hemel aan die regterhand van die Vader as parakleet, met ander woorde as advokaat wat ons saak voor die Vader of voor God, die groot regter, bepleit. Sou ek struikel, sou ek in my swakheid iets doen wat sondig is, as 'n gelowige, het ek iemand in die hemel, sy naam is Jesus, en hy bepleit my saak as advokaat by God, die groot regter. Die Heilige Gees aan die ander kant is hier by ons, en hy staan ons by hier op aarde as advokaat om ons saak voor 'n ongelowige wêreld te bepleit. Ek gaan dit weer sê. Die Heilige Gees is hier by ons as advokaat om ons te help om ons saak voor 'n vyhandige, ongelowige, kritiese, soms siniese wêreld te getuig. Die Heilige Gees is hier om dit te doen. Wat is ons saak? En ek hoop ek praat met gelowiges, ek hoop ek praat met jou as 'n gelowige, iemand wat Jesus Christus bely. Wat is ons groot saak? Ons saak is Jesus Christus. Ons glo in hom. Ons glo dat hy die Seun van God is. Ons glo dat hy vlees geword het en onder ons kom woon het. Ons glo dat hy gekruisig is, gesterwe het vir ons sonde. Ons glo dat God hom deur sy Gees uit die dood uit opgewek het. Ons glo dat hy teruggekeer het na die Vader toe. Ons glo dat hy weer sal kom as regter om hierdie wêreld te oordeel. Ons glo dat elke mens nou die kans het om die naam van die Here aan te roep. Elke mens het nou op hierdie oomblik die kans om die naam van die Here aan te roep en gered te word. Dit is jou en my saak voor 'n ongelowige wêreld wat soms vyhandig, krities, vol argumente, vol twyfel, vol ongeloof kan wees. En die Heilige Gees kom as advokaat om ons te help om ons saak oor Jesus Christus voor hierdie wêreld te bepleit. Hoe doen die Heilige Gees dit? Ek noem vir jou 4 dinge. Eerstens, die Heilige Gees herinner ons aan alles wat Jesus gesê het. Herinner ons aan alles wat Jesus gesê het. Daar's mense wat sê, ons kan maar alles wat Jesus voor die kruis, voor sy kruisiging gesê het, ignoreer. Hoekom? Want alles voor die kruis is Ou Testament. Die Nuwe Testament begin eers na die kruisiging. So alles wat Jesus voor sy kruisiging gesê het, kan ons ignoreer. My vraag is, hoekom sou Jesus dan voor sy kruisiging vir sy disippels en per implikasie vir jou en vir my eksplisiet sê dat die Heilige Gees ons sal herinner aan alles wat hy gesê het? Mense, Jesus se woorde voor
en na die kruisiging. En jy moet verstaan, meeste van sy woorde is voor sy kruisiging. Ons dink aan sy profetiese rede, ons dink aan die bergrede. Dis alles voor sy kruisiging. Jesus se woorde voor en na sy kruisiging is die lig waarin ek en jy die Ou en die Nuwe Testament moet interpreteer. Trouwens, as ons wil praat oor die eindtyd, Jesus se woorde in sy profetiese rede voor sy kruisiging is die lig waarin ek en jy eindtyd gebeure of oor die eindtyd moet praat. Dis die lig waarin ons na profeseë oor die eindtyd moet kyk. Moet asseblief nie, as jy 'n studie wil doen oor die eindtyd, by die boek Openbaring begin nie. Die boek Openbaring is apokalipties. Met ander woorde, dis vol visioene en beeldspraak. Daar is soveel simboliek. En jy kan so gou verward raak. Dis werklik 'n verskriklike moeilike boek om te interpreteer. Die beste plek om te begin is by Jesus se woorde. Sy woorde is die lig waarin ons 'n boek soos Openbaring behoort te interpreteer. Jesus se woorde is die lig, nie die plig nie, die lig waarin ek en jy as gelowiges elke dag behoort te leef. So ja, die Heilige Gees het gekom om ons te herinner aan alles wat Jesus gesê het. Tweedens, die Heilige Gees leer ons wat om te sê, veral wanneer ons voor 'n ongelowige wêreld staan. Hy leer ons wat om te sê. En ek haal vir jou aan Lukas 12 vers 11 tot 12 uit die 2020 vertaling. Jesus se woord, hy sê: "En wanneer hulle julle voor die sinagoges en die owerhede en die maghebbers bring, moet julle nie bekommerd wees oor wat julle ter verdediging moet sê nie, want hier kom die advokaat. Jy hoef nie bekommerd te wees oor wat jy ter verdediging moet sê nie, hier kom die advokaat. Die Heilige Gees sal julle op daardie oomblik leer wat julle moet sê." Wil jy dit graag in aksie sien? Dan moet ek jou vat na Handelinge hoofstuk 6 toe. Ons lees dat daar in Jerusalem 'n sinagoge was vir vrygestelde slawe. En ons lees hoe dat Stefanus die evangelie met groot krag in Jerusalem verkondig. En dan kom daar mense vanuit hierdie sinagoge en hulle begin om met Stefanus te redeneer. En dan lees ons die volgende woorde in Handelinge 6 vers 10. Maar hulle was nie opgewasse teen die wysheid waarmee en die Gees, hoofletter Gees, die Heilige Gees deur wie hy, dit is Stefanus, gespreek het nie. Hulle was nie opgewasse nie. 'n Ongelowige wêreld is nie opgewasse teen die Gees deur wie ek en jy spreek nie. Ek wil dit vir jou baie duidelik sê. Die Heilige Gees het gekom om ons by te staan as advokaat. En wanneer ons praat en hy ons leer wat om te sê, is 'n ongelowige wêreld nie opgewasse teen ons nie. Derdens, die Heilige Gees gee ons groot vrymoedigheid. Groot vrymoedigheid. Ons lees in Handelinge hoofstuk 4, hoe dat Petrus en Johannes voor die Sanhedrin gedaag word. Nou, wie is die Sanhedrin? Ek meen, Petrus en Johannes verkondig die evangelie. Hulle verkondig Jesus Christus in Jerusalem en skielik word hulle voor die Sanhedrin gebring. Wie is die Sanhedrin? Die Sanhedrin het bestaan uit die hoëpriester, hy was die voorsitter van hierdie raad, uit Fariseërs, dis geleerde manne, die Sadduseërs, ons praat nou van die elite, die Joodse elite, dis die Sadduseërs,
En dan ander leiers van die Joodse volk. Hulle het die Sanhedrin, hierdie raad gevorm. En mense, dis hierdie ouens, dis hierdie mense, wat gesorg het dat Jesus gekruisig word. Dis hierdie raad, wat nou vir Johannes en vir Petrus voor hulle daag. En jy moet in ag neem, dat Petrus en Johannes eenvoudige vissermanne is. En hulle moet voor hierdie raad, dit moes verskriklik intimiderend gewees het, om te weet, dis dieselfde mense, wat gemaak het dat ons verlosser, dat ons, die een wie ons gevolg het, gekruisig is. En dan lees ons hoe die Sanhedrin, Petrus en Johannes verbied, om enigstens verder Jesus Christus te verkondig. En dan dreig hulle Johannes en Petrus. En Johannes en Petrus weet, hulle dreigemente is nie ydelle dreigemente nie. Hierdie raad, naas die Romeinse prokurator, omdat Judea 'n provinsie van die Romeinse Ryk was, so naas die Romeinse prokurator was hierdie raad, die Sanhedrin, die raad wat gesaghebend was oor die Jode se lewens. Hulle dreigemente was nie ydelle dreigemente nie. Soos reeds gesê, hulle het gesorg dat Jesus gekruisig word. Maar dan, wat gebeur? Ons sien Petrus en Johannes, wanneer die vergadering verdaag word, keer hulle terug na die gelowiges toe. En hulle bid saam, en dan lees ons die volgende woorde, in Handelinge 4 vers 31, en almal is vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid verkondig. Wat gebeur? Ten spyte van die dreigemente, vul die Gees van God hulle, en gaan hulle voort, om vreesloos en met groot vrymoedigheid, ek wil amper sê, met die vrymoedigheid van 'n leeu. Die Engelse uitdrukking is eintlik fantasties, with the boldness of a lion, gaan hulle voort om Jesus Christus te verkondig. As jy vol is van die Heilige Gees, kan 'n vyhandige wêreld jou nooit stil maak nie. Jy is so vrymoedig soos 'n leeu, selfs wanneer jy in die leeu se hok is, soos 'n Daniël van ouds, is jy so vrymoedig soos 'n leeu. Jy's nie bang nie. Vierdens, die Heilige Gees bevestig die waarheid van die evangelie met wonders en met tekens. En ons lees dit in Markus hoofstuk 16 vers 20. Hulle, dit is nou die disippels, het toe uitgegaan en oral gepreek, en die Here, maar onthou, jy nou verstaan, die Here hier dui op die Heilige Gees. Dis Jesus deur sy Gees, want Jesus het reeds opgevaar na die hemel toe. En die Here het met hulle meegewerk en die prediking bevestig met wondertekens wat daarop gevolg het. Die wonder is voor 'n ongelowige wêreld, wanneer ons die waarheid van die evangelie verkondig, kom die Heilige Gees en hy bevestig die waarheid met wonders en met tekens. Jy kan 'n groep sendelinge kry wat vir jare in 'n bepaalde gebied werk en hulle bou dalk 'n skool, hulle bou dalk 'n hospitaal, hulle doen baie goeie werk en hulle verkondig die evangelie van Jesus Christus. Maar die resultate is minimaal. En dan kan jy een persoon kry, vol van die Heilige Gees, wat na daai selfde gebied toe kom. En wanneer hy die evangelie, of sy die evangelie preek, dieselfde evangelie, die waarheid van Jesus Christus verkondig, en die Heilige Gees kom, en hy bevestig die waarheid met wonders en met tekens, dan versprei die evangelie soos 'n veldbrand. Ons sien dit in die sendeling Reinhard Bonke se bediening.
hoe hy as 'n jong sendeling hier in Suid-Afrika aangekom het, van Duitsland af, sendingwerk in Lesotho gaan doen het, en op die tradisionele trant van sendelinge, sendingwerk probeer doen het in Lesotho. Die evangelie verkondig het, ek dink hy kon concertina speel, en dan het hy musiek gemaak en 'n groep mense het bymekaar gekom en hy verkondig die evangelie, maar die resultate was minimaal. En toe besluit hy om 'n veldtog te reël, 'n tentveldtog, nie 'n groot tent opgeslaan nie, maar hy kry toe 'n vername evangelis wat bekend is vir wonders en tekens. En dit word geadverteer en toe die dienste begin en die evangelis moet preek, is die tent volgepak van mense. Maar die diens was teleurstellend. En die volgende môre, toe Reinhard gaan om die evangelis te groet, toe is die man se tasse gepak en hy sê vir Reinhard, die Here het vir my gesê, ek moet huis toe gaan. Ek kan nie verder preek nie. En dit los vir Reinhard Bonke toe in 'n baie groot dilemma. Hierdie evangelis is geadverteer. Die mense verwag, hy gaan preek, maar hy gaan nie vanaand daar wees nie. En daardie aand moes Reinhard Bonke self die evangelie verkondig. En die gees van die Here kom. En in 'n oomblik gee die Here vir hom insig en sê vir hom, my word in your mouth is just as powerful as my word in my own mouth. En jy kan dit net sê as jy vol van die Heilige Gees is. En daardie aand, gelei deur die Heilige Gees, roep hy oor die gehoor uit, mense wat blind is, dat hulle moet reageer, opstaan, enige iemand wat blind is, en hy begin uitroep in die naam van die Here, blind eyes open in the name of Jesus. En jy weet, die Gees van God kom met gesag en met krag, en skielik is daar 'n beroering onder die mense, en van die mense begin uitroep, I can see, I can see, I can see. En dit was die begin van Reinhard Bonke se bediening, wat uiteindelik die hele kontinent van Afrika geskit het. Ja, die Heilige Gees het gekom. Hy het gekom as die parakleet. Hy het gekom as die groot advokaat, om ons by te staan, om ons saak oor Jesus Christus, voor 'n ongelowige wêreld te bepleit. Dink jy nie dit is tyd, terwyl ons in afwagting is vir Pinkster, wat om die draai is, dat jy die Here sal soek, dat jy sal vra, dat hy jou ook sal vul, sal doop met sy Heilige Gees. Jesus het gesê, dat julle vaders wat goed is, weet om vir julle kinders goeie geskenke te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader nie vir julle die Heilige Gees gee, as ons hemelse Vader wat goed is, vir ons die Heilige Gees gee, as ons hom vra nie. Wil jy nie die Vader vra, dat hy deur sy Seun Jesus Christus, gedurende hierdie Pinkstertyd, sy Gees oor jou lewe sal uitstort nie. Ek bid dit vir jou, in Jesus naam. Amen.